Ons kuier vandag 'n heerlike hier in Bessiesvlei. Ek het vir Henry van Benro Santa Gertrudis. Ons gaan 'n bietjie gesels oor hulle stoet oor hulle deelname in die Santa Selection veiling wat binnekort opkom. En ook oor wie hulle is en hoe hulle dinge graag wil doen. Kom luister lekker saam. Henry, hoe gaan dit? Tinus, korankie self met jou. Nee, heerlik, heerlik. Wat jy sê, gaan my vertel my storie. Jy's nou onlangs of redelik onlangs op die plaas. Dit gaan tyd gaan ons wel vinnig op die plaas verby. Maar net 'n bietjie hoe het jy op 'n van die dag by Santas uit te kom waar jy vandag na hier besit en Santas verkoop? Tinus, sy nee, dankie baie. Ja, Tinus, ek is nie lank op die plaas nie. As jy sê my tyd vlieg. Ek het in 2021 het ek plaas toe gekom en ons het daai tyd nog redelik eintlik meestal 'n kommersiële kudde gehad met bosmaras. Wat ons hier stoet begin het en ook in 2021 die Santas. En so het ons laas jaar het ons op 'n besluitneming gekom. Ons moet 'n besluit vat wat wil ons mee aangaan. Met die kommersiële been of met die Santas. En so het ons toe nou maar besluit om die Santas eintlik vorentoe te vat. So ons het die kommersiële been heeltemal verkoop en ons wil vleis op die stadium. En al hoe ons dit kan kry is om dit self te teel vir ons eie gebruik of. So ons het op die Santas besluit oor hulle groei vermoë, kalwingsgemak, hulle aanpasbaarheid by ons veld en ook in ons omgewing pas hulle bittergoed aan by ons. Ja. Ons het nou so lekkerste koffie dan sê vir my julle kan dan maar hierdie Santas se kalf is dan op belooflik klein met geboorte. Ek sê maar 'n bietjie so agtergrond. Ek nog altyd was vir my prentjie van 'n Santa want ons altyd om op my kennis 'n groter raam wees. Dit is uit nader aan 'n medium raam soos ook 'n teelword. Of iets in between. Hoe lyk julle geboortegewigte binne die Santas hier by julle? Tinus, dis 'n baie interessante ding. Dit is nogal ons moet dit goed weet. So die stelsel wat ek gebruik om dit te week werk lekker. Ek sien elke keer as hy kalf op vir 'n kalf word wat hy stoef verbring. Die ligste kalfie wat ek vir 2024 gekry het is 'n bulkalfie van 19 kg. En gemiddelde geboortegewigte is hier by 35-38 kg, maar daar is 'n uitsonderlik wat dit baie ligter is. Daar's daai 19 gewees soos ek sê, en dan was daar ook van 22-24 kg kalvers wat ons gekry het. So dis regtig en is nie dat dit swak kalf is nie, dit is hulle groei fenomenaal. Ja, dis ons het mens wel hier op die einde van die dag. Ons julle is hier in die milie driehoek as mense so kan noem, mense so die reste word gebruik om hierdie kant te maak. En dit maak sin vir die kommersiële ou om jou om in kruisdeling 'n Santa te gebruik. Dis eintlik tog waar die Santa baie sterk is in die kruisdeling programme. Julle het dit self met hulle gedoen. Wat is jou ervaring gewees in hierdie kort rukkie met die Santas in 'n kruisdeling projek? Tinus, ons het kruisdeling gedoen. Ons het Bosmara bulle gehad, dan het ons Angus bulle gehad op die plaas. En dan het ons die Santa bulle, het ek van hulle ook op die kommersiële been gebruik. En selfs het ons my ma het eintlik Charolais koeie gehad. So die was van hulle ook. So weer die Santa, hulle het eintlik saam met die stoet geloop. So daar was dit suiwer Santa en dit was nogal interessant wat baie keer daar uitkom. Ek moet sê kalwingsgemak geen probleme nie, selfs aan die kruisdeling en groei. Ek moet sê jy kan daai Santa geen wat inteel kan jy uitsien met die oog. En dit is op 'n of die dag wat ons almal wil hê vir alle kommersiële ou ook. Ons soek swaar speengewigte. Ons soek 'n liggebore kalf en baie swaar speengewig. Dus so hoe proor jy kan speen, hoe vinniger kry jy jou veld terug. En dit is wat baie by ons gebeur het is met die bosmaras moes ek hulle terughou vir 8 maande en 9 maande waar ek op die Santas kan ek op 5 maande het ek al klaar gelykbrekende gewig van 'n speengewig op die bees, ja. En dit help baie. Ek gaan 'n bietjie vashak by die diere wat veiling toe gaan. Hier is 2 versies wat my oog gevang het. 2 verskillende tipes, een 'n bietjie meer vroulik, bietjie meer lente. Baie vroulik, maar teenoor die ander 'n bietjie meer vroulik, bietjie meer lente, waar die ander dalk 'n bietjie dieper is, 'n bietjie breër is. Vertel 'n bietjie meer van die 2 verse wat julle veiling wat ek nou so uitneem. Ek kan nou nie nommers onthou nie, ek het hulle so op die oop gegooi. Tinus, ja, dis 2305 en 2306. Dis eintlik my swaar ding, want ek wil hulle graag eintlik myself terughou, maar het 'n lang gesmeekery, het ek nou maar die beslissing gemaak om hulle maar op die veiling te sit. En omdat ook ons eerste jaar is dat ons veiling hou,
ongelukkig moet jy jou beste goed gaan buite sit. En om jou naam uit te kry en kopers te kry was weer, dit is die ding waar ek my gaan, ek soek 'n koper moet terugkom en sê volgende jaar weer koop. So ja, die enetjie was op Bloemskou gewees. Heel verbasend het sy 'n tweede plek op Bloemskou gevat. Met 'n baie stywe kompetisie hierdie jaar. Maar sy het baie mooi vroulikheid. Sy's bietjie die grower ene, sal ek sê, maar sy het baie groot diepte en sy's mooi lank en sy het eintlik as mens dit vat en alleen na kyk, het sy alles wat 'n vrou vroulike eienskappe het sy. So dit staan daar uit, ja. Nee, haar kapasiteit is regtig iets spesiaals en dit is lekker om te sien. Dan na een billetjie oorgevang wat ek nou reken, julle moes hom eintlik maar self vinnig hier rond in die stoet gegee het. As jy kyk na die billetjie, wat is dit wel van jou? En waar kom hy vandaan, wie is sy ma? Dit is maar, ek sê altyd as mense 'n bul koop, om mense weet wie is sy ma, is sy nog in produksie, werk sy nog? So mens 'n bietjie agtergrond. Tinus, ja, die billetjie, dit is 2202. Ons het haar ma gekoop so 'n paar jaar terug, so sy sal 'n hele rukkie by ons. Vir interessantheid wat ek jou kan bysê, net gou so agterlyn, die billetjie 2202 en die Bloemskou versie kan ek maar sê 2305, ekskuus. 05 is dieselfde moeder. So hulle het nogal bietjie gelink in mekaar. Die billetjie kom uit, dit is 'n VV, soos van Valley Venture af, wat is al ons het daar dragtig gekoop by die billetjie. So hy is hier gebore en hier groot gemaak. So vir interessantheid ook, dis ons tweede kalf wat op die vlaas geval het van 'n santag. Maar ek het ook bietjie van hom nou wat hy paar koe dragtig het en ek dink as ek korreksie praat, is daar iets op die veiling ook wat hy dragtig gemaak het, ja. Wat lekker te sien as mens so iets uit een moeder uit kan kry. Wat is haar erflang en sy gaan met moontlik ook vir haar dogter gee. So daai dogter in die veiling is, myne is moet daar uitkyk. Dit is jy tipe genetika wat vir jou begin hulle verwys vir na prepotency. En dit is eintlik lekker om so iets aan die mark te kan bied en dis eintlik 'n voorreg dink ek, né? Dis verseker. Nee, Tinus, dit is iets, dit wys ook vir mense spesifies op die regte pad, wil ek vir jou sê. Maar dit toon vir my dit wat ons opsit op die veiling, die eienskappe lê daar en dit toon ook vir my dit wat ons deur die tyd gekoop het, die moeder of die vader kan, dit is reg, maar gewoonlik gaan die fabriek maar saam met die moeder. So dis iets wat ek weet dat ek oor baie bly is en ek is bly sy's by my en wat ek is opgewonde oor wat volgende jaar uitkom. Ja, dis hy. Nee, ek sê vir jou baie dankie dat ek hier tot kuier. Sterk met julle voorbereiding. Sien julle by die veiling. Tinus, ek sê vir jou baie dankie. Dis reg. Ja. As hy Santa Selection veiling maak seker jy kom uit of jy nou stoet of kommersieel is. Ek sê vir jou die bulle hierso agter my staan is definitief reg. Ek nou my veilige kruisprys teen my highball ja vir baie geld. Maar ek wil vir die play steel. Ja, vroulike diere wat hier staan is definitief reg. Kom spandeer jou geld mooi en goed hierso by die Santa Selection veiling.